Here, ons wil saam met die engele hierdie liedere kom sing, om te sê, heilig, heilig, heilig is die Here. En ons kom aanbid U voor die troon, want U alleen is waardig. Daar is in geen ander naam waar ons vandag vergader nie. En daar is geen ander naam wat hoër is as dit nie. Daar is geen ander persoon nie, geen ander wese nie. En dis hoekom ons hier is, om U nie net te aanbid nie, maar U ook te aanbid deur dit wat ons nou gaan luister en gaan hoor. Want ons noem hierdie 'n erediens. Ons kom eer U deur ons gehoorsaamheid. Ons kom eer U deur te luister. Ons wil nie disrespekvol teenoor U wees, wanneer U deur die woord en deur die Gees met ons praat, dat ons ander goeders dink nie. Want U alleen is waardig. En daarom wil ons voor U kom buig in aanbidding. Geef ons nou hoorbare, leerbare gees en 'n ontvanklike hart. En ons kan hoor met ons geestelike ore, wat U ook al vir ons wil sê. En ek weet, Vader, hier sit klomp mense voor my, en elkeen het 'n ander plek, is op 'n ander plek, en sal vanoggend ook miskien 'n ander woord hoor, want U is met hulle elkeen besig. Amen. Ons gaan nou lees daar by Johannes 6, soos die afgelope kwartaal met hierdie reeks besig, sê ek, en ons het gestop by die wonderwerke. Onthou julle, die eerste wonderwerk was die water en wyn in Kana. Die tweede een was ook in Kana, maar hy was eers Jerusalem toe, en toe maak hy 'n man se seun op 'n afstand gesond. Die derde het hy gegaan en hy het 'n lam man wat al 38 jaar lam was, het hy gesond gemaak. Verlede week het ons gehoor, dat die mense het om hom begin vergader. Eintlik het hy en die disippels gesê, ons moet 'n bietjie wegkom van Kapernaum af, want dit is al baie besig. Hulle sê, hulle was die hele dag besig gewees. En Jesus op 'n stadium sê, kom ons moet 'n bietjie gaan rus, kom ons gaan oorkant toe. En omdat dit so naby was, kon die ouens hardloop om die see. En toe Jesus daar land, toe sien hy hulle, en toe bedien hy hulle. En ons het gehoor, hy het geskep. Hy het wel die broodjies en die visse gebruik, maar hy het geskep en vir hierdie mense kos gegee. En dis 'n wonderlike wonderwerk. En dit was soos die water en wyn. Die wyn was lekker en die kos was lekker. Want Jesus het dit gemaak van die eerste keer. Dit is goed wat niemand nog ooit geproe het. Dit was so lekker. Nou, gaan dit met hierdie wonderwerk vind dieselfde aand plaas. Vorige wonderwerke, tussen hoofstuk 5 en 6 was daar 10 maande. Hier is dieselfde aand. Hy het nou net hierdie mense kos gegee, dan staan daar, toe dit aand word, het Jesus se disippels na die see toe gegaan en in 'n skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe oor kan die see. Dit was al donker en Jesus was nog steeds nie by dit terug nie. En daarby het die see onstuimig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle so wat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom. En hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dis ek, moenie bang wees nie. Hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem, en daarna het die skuit by die land aangekom, waarheen hulle op pad was. So, ek het vir julle afgelope paar weke gesê, die rede hoekom Johannes hierdie boek skryf en veral hierdie wonderwerke vertel, daar's net 8 van die 37 wat opgeteken is, maar baie duisende ander wat hy gedoen het, is vir hierdie rede. Hy sê, Jesus het nog baie ander wondertekens gedoen, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels. Maar hierdie wondertekens, hierdie 8 is beskrywe sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En sodat julle deur te glo in sy naam lewe kan hê. So as ons vanoggend weer hierdie wonderwerk lees, dan is dit die rede hoekom Johannes dit in hierdie boek geskryf het, sodat as jy dit hoor, dat jy nie net sal sê, ek wonder hoe dit gewerk het, en niks daarvan nie, dat jy sal sê, wel, dis die Seun van God, en omdat ek glo in hom, het ek lewe, maar dis wat ons elkeen wil hê. Nou wat lekker is van hierdie storie is, Matteus en Markus vertel ook die verhaal, en hulle vertel dit in baie detail, baie meer detail as wat Johannes gee, want ek het so 'n paar keer al gesê, Johannes is laaste geskryf, die meeste van die disippels was al dood, en Johannes het geskryf, en die rede hoekom hy geskryf het, is want ons moet weet, Jesus is die Seun van God, maar onder andere ook, het hy nie al die detail ingesit nie, want die ander mense die mense het reeds die detail kon lees by Matteus en Markus, en daarom is hy iets skryf,
dan val hy net aan of hy doen dit met 'n spesifieke rede. So wat skryf Markus, Matteus? Matteus, kom ons kry gou die setting, kom ek kry dit eers reg. Toe dit aand word, het Jesus se disippels na die see toe gegaan en in 'n skei geklim en weggevaar na Kapernaum toe oor kan die see. Maar Matteus skryf, net daarna, na hulle kos gegee het Jesus sy disippels in die skei laat klim. Dis anderster, 'n bietjie meer detail. Hy het vir hulle gesê, hoor die ouens, klim in die boot en gaan so lank uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense laat huis toe gaan. En nadat hy die mense weggestuur het, want dis eintlik wat hy daar kom doen het vroeg die oggend, het hy alleen na die berg toe gegaan om te gaan bid. Toe dit aand word, was hy heeltemal alleen. So ek wil net weer vir julle die kaart wys van waar ons hele ding kom. So in hierdie kant nou is die plek waar hulle gevoed is, en as jy reg oor kan gaan is Kapernaum, miskien so 6-7 kilometer, nie eers so ver nie, as jy oor die see sou gaan. En dis waar dit gebeur het. En hier het Jesus die skare gesien, ek het nou net gesê, die skare het dan hom toe kom sit, hulle voor hom kom sit, en hy het hulle geleer, en die disippels het gesê, luister, dit raak laat, ons moet huis toe gaan, hierdie mense het nog ver om te gaan, laat hulle huis toe gaan. Dat laat my nou dink aan iemand wat by iemand so lank gekuier het, en toe sê die ou, maar luister, julle moet lekker kuier, ek gaan so lank slaap. En dis amper wat hier gebeur. Want Jesus sê, die disipels sê, weet jy, julle moet maar lekker kuier by Jesus, ons gaan terug. En julle moet hier bly, ons gaan terug. Jesus sê, nee, ek gaan hulle eers kos gee. Want ek kry hulle innig jammer, hulle is so skape sonder herder. En dan sê hy vir hulle, gaan julle in die boot en vaar oorkant toe. En nou kom hulle aan die ander kant. Nou die plek waar hy toe nog gegaan het om te gaan bid, ek vir julle, dis min of meer wat die mense, volgende prentjie, dis min of meer wat die mense sê dit gebeur het, omdat daar 'n groot stuk aarde is, dis naby Betsaida, daar's hierdie berg daar, waar Jesus kon gaan bid het. So hy kry al hierdie mense reg, hy sorg dat hulle almal gemaklik is, en dan sê hy, gaan julle na huis toe, ek gaan alleen met my Vader praat. Toe wonder ek nou, wat het hy met die Vader gaan praat? Wat was die gedagte? Waaroor het hy met hom gepraat? Nou ons weet, hy sê, ek doen niks as my Vader dit vir my gesê het nie. So ons weet, dit sê hy, ek doen net wat my Vader sê. So een van die goed wat ek dink hy gaan doen het, is dood eenvoudig net om te gaan rus, want hulle het so besige tyd, die paar dae gehad, hulle het juis oorgevaar om te gaan rus, en toe is hierdie 12.000 mense daar, 5.000 mans, en hy is besig om hulle te leer, en hulle kos gee, en nou moet hulle nog wegkry, en sy ouens kom, so ek wil gaan bid, en kry hulle uiteindelik daar weg. Wat het hy gaan sê vir die Vader? Nou ek weet nie wat hy daar gepraat het, maar ek het net gewonder, of hy wat alles weet, nie geweet het wat die volgende dag gaan gebeur nie. Ek dink hy het geweet. Want as jy verder gaan lees wat gebeur die volgende dag, nadat hy terug is Kapernaum toe, kom daar 'n draaipunt in sy bediening. Want die volgende dag sit hy met daai selfde mense wat hom die vorige dag koning wou maak, toe hy hulle kos gee, toe sê hulle, kom ons maak hom die koning, want hy is definitief die man, die profeet van God, hy is ons koning. Het hy begin om vir hulle diepte te leer. Hy het voor hom gesit en hy het vir hulle gesê, hoor, ek wil vir julle vertel wat regtig aangaan. Ek wat Jesus is die brood van die lewe. En eintlik sal julle my moet eet. En eintlik sê julle, dis wat hy daar sê, maar ek dink hy het dit geestelik bedoel mos nou. Julle sal my bloed drink. Hy sê, want my bloed gaan lewe gee. En dit was die waarheid van die koms van Jesus wat hy eintlik vir hulle verduidelik. Hy sê, my liggaam gaan doodgemaak word. En my bloed gaan vloei vir julle sondes. En dan staan daar in Johannes 6, vers 66, hieroor het baie van sy disippels omgedraai en nie meer saam met hom gegaan nie. Miskien het Jesus dit geweet. Hier's 'n draaipunt, hier's 'n klomp ouens wat nou vir God gaan verwerp en vir Jesus se genade verwerp, want hulle hou nie daarvan om te sê dat hy sê ek gaan doodgemaak word, my liggaam gaan soos brood wees en my bloed gaan soos vir julle lewe gee, en dit gaan vir julle vloei. So 'n klomp ouens het weggegaan, die 12 het gebly. So daai aand, toe hy daar gebid het, was hy verseker met sy Vader besig, om te hoor, wat moet gebeur. Nou terug na die setting toe. Hy het nou gaan bid, voordat hy gaan bid het, toe sê hy vir hulle, hoor, klim in die boot, en ry oorkant toe. So hy gee die opdrag. Hoor die opdrag, hy sê vir hulle, ry oorkant toe. Nou is die vraag, hy is mos God. Het hy geweet, daar's 'n storm op pad, ja of nee?
So 'n mens kan sê, as hy dit geweet het, dan doen hy dit wetende, stuur hy sy disippels in 'n storm aan. Nou hierdie is 'n groot argument by baie mense. Baie mense sê nee, die storms in my lewe, goed wat met my gebeur, kom van die duiwel af. Of mense sal net sê, God sal nooit so iets toelaat nie. Hy gaan nie so iets toelaat nie. Of mense sal net sê dat ja, ek weet nie waar dit vandaan kom. Maar Jesus het geweet daar's 'n storm op pad. Die disippels ook. Hulle ken die plek, hulle bly daar. Maar hy stuur hulle en weet dat daar's 'n storm. Maar hy het nie die storm gestuur en dis die verskil. Die storm het gekom omdat dit dood eenvoudig normaal is vir storms om te kom. Want die plek, die see is omtrent 200 meter onder seevlak en die Middellandse See is nie ver daarvan af, miskien 100 km, 80 km. So as daai wind inkom van die see af en hy kom val skielik hier af in hierdie dal in en hy kom waai teen die heuwels, daar waar hulle nou net hierdie mense gevoed het en waar hy gesit en bid het, dan begin die see baie onstuimig raak. Dit is 'n normale ding vir die see om onstuimig te raak. So Jesus het nie gesê, ek gaan 'n storm stuur om julle te irriteer nie, vir wat ook al te doen nie. So hy stuur baie keer nie storms nie, maar goed gebeur net dood eenvoudig. Hulle het dit geweet. So wat gaan verder aan? Toe dit aand word, was die skei al ver weg in die see en Jesus was alleen op die strand. En hy het gesien hoe hulle roei. Hulle roei swaar, want die wind was teen hulle. Hou net daai vers bietjie op daar. Ek wil hê julle moet dit gou-gou self lees. Kyk wat, daar's 2 goed wat ek wil hê jy moet raak sien. Lees dit gou-gou. OK, wat sien julle? Die eerste ding is, hulle het wat gedoen? Hulle het swaar geroei. Dit was baie moeilik. Die Engels sê dit baie mooi. Hy sê, it was painful. Hulle arms was naderhand so seer. Hulle voete was naderhand so seer. Hulle kon eintlik letterlik nie meer nie. Ek weet nie wie van julle al daar was nie, dat jy moes roei vir jou lewe nie, maar ek en Rikkie moes al geroei het vir ons lewe. Ja. Ons was op die Valrivier gewees saam met vriende van ons en hulle bly by die Valsrivier so af, gaan jy daar by Botawil en dit was die see, die rivier was in vloed gewees. Ja, lekker op 'n motorboot gery en toe daar afgaan in die rivier, die afdraai by die rivier, so mooi want dit is baie bome. Toe sê die man se vrou, hoorie, die kinders het die hele dag geski, is hier genoeg petrol in hierdie ding? Toe nou nie. Want toe draai ons dadelik om en toe is die Valrivier slaan. Toe is daai ding uit. Nou die kinders was toe nog klein gewees. En toe wat ons manne doen, ons het met die 2 skies wat daar was, begin roei. En die vrouens het elkeen hier langs die kant gesit met hulle handjies en daai kant het hulle probeer roei. En die kinders het net gesê, die hele tyd. En ons het 4 kilometer afgegaan met die rivier, tot ons uiteindelik aan oorkant gekom het. So ek weet wat beteken dit as jy moet roei en jy is in die moeilikheid en jou arms raak seerder en al wat jy het is die goed wat jy het. En dis wat met hulle gebeur. Dis wat ek wil hê ons moet raak sien. So hulle het geweldig pynvol, vol pynvol het hulle geroei. Maar daar's 'n tweede ding wat jy moet raak sien. Hy het hulle gesien. 4,5 kilometer, 5 kilometer binne in die see in met 'n stormwind wat waai, met wolke wat oral is, sien hy hulle. Ons gaan nou terugkom. Daar's 'n amazing waarheid wat ons moet raak sien. Hy sien, hy kyk, hy's besig om te kyk wat aangaan. En nou het ek gewonder daaroor, maar hoekom vat hy so lank? Het hy hulle nou eers gesê, gaan jy eers lekker laat swaar kry? Ek dink nie so nie. Want ons onthou wat gebeur het, hy het gesê, ek gaan met my vader praat. En sy gesprek met sy vader was tot dit klaar was. Hy kan nie vir sy vader sê, vader, hoor jy, daai ons is in die moeilikheid, wag maar eers jy bietjie, ek gaan gou hulle help nie. Hy is met sy vader besig. En sy vader en hy het gepraat tot hulle klaar is. En toe hy kyk, toe sien hy oor, die ouens is in die moeilikheid. Ek gaan hulle help. Nou toe gebeur dit. Teen dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle aangeloop kom.
En hy wou langs hulle verbygaan. Toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gedink dis 'n spook en hulle het hard geskree, want hulle het hom almal gesien en groot geskrik. Maar hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê, wees gerus, dis ek, moenie bang wees nie. Hy het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Vir my so amazing, as jy dink, hierdie is vissermanne, hulle is groot geword op daai see, en toe hulle vir Jesus sien, toe dink hulle, dis 'n bonatuurlike wese, en toe skree hulle. Nou wonder ek, hoe skree 'n klomp vissermanne? Hoe skree 'n klomp manne? Ek weet nie hoe gaan ons skree nie, want ons meisies sal ons weet hoe hulle skree, maar hier's 'n spook op pad. Ek dink dis wat hulle gedoen het. En dan gebeur daar 'n ongelooflike, dit is 'n wonderwerk, maar dis nie die groot wonderwerk nie. Johannes beskryf eintlik die groot wonderwerk. En hier is die groot wonderwerk. Hy sê, hulle was gretig om hom in die skei te neem, en die boot het onmiddellik by die oewer aangekom, waarheen hulle gevaar het. Jesus klim in die boot, en dit was die einde van die oordeel. Hulle is nog 'n paar kilometer van die see, van die kant af, minstens 2 kilometer nog. Toe hy in die boot klim, toe is hulle aan die kant. En Johannes skryf dit spesifiek in, want hy was in die boot. Toe Jesus in die boot klim, toe is hulle aan die kant. En dis my so amazing, dat as Jesus in jou boot is jy aan die kant. Is jy veilig. En hoe hy dit gedoen het, weet ons nie, dis nog 'n wonderwerk, wat ek hier raak lees. En dan gebeur dit, dat die manne in die skei voor Jesus gekniel het. En dis wat Johannes wil hê ons moet glo. U is waarlik die seun van God. So as enige een van hulle sou gewonder het tot hier, wie hierdie persoon is die seun van God. Hy maak die storm stil, hy loop op die see, hy klim in die boot is aan die ander kant. Dis einde van die oordeel, hulle hoef nie verder te werk nie. Jesus het hulle kom red. So wat leer ons daai? Ek wil eers 'n paar feite net vir ons gee. En ek dink die eerste feit is, dat storms sal kom. Daar gaan storms kom. Dit is maar net dood eenvoudig so, in hierdie lewe is dit net so, daar gaan storms in jou lewe kom, of jy is nou in 'n storm, of die storm is op pad, of jy is nou net deur 'n storm. Dis deel van die lewe. Die lewe is net so, dat daar altyd storms in jou lewe gaan wees. Dit gaan nie wees dat dit gaan wegwees nie. Partykeer is daai storms in jou lewe veroorsaak deur jou eie goed. Jy het verkeerde besluite geneem, jy doen sekere goeders, en dan gebeur dit dat hierdie storm in jou lewe plaasvind. Partykeer doen jy niks, iemand anders is in jou lewe besig om 'n storm te veroorsaak, wat niks met jou uit te waai het nie. Maak jou lewe vir jou hel, maak dit vir jou moeilik, en wat ook al. Partykeer is jy besig om die regte ding te doen, 'n goeie lewe te lewe, saam met die Here te lewe, en dan nog steeds gebeur dat jy in storms beland. En dit is presies wat hier gebeur het. Is dat hierdie disippels het beland in 'n storm. En hulle het die regte ding gedoen. Hulle het gesê wat Jesus vir hulle sê. Jesus sê vir hulle, luister ouens, gaan op die boot, gaan oorkant toe, doen die regte ding. En dan kom hierdie storm. So baie keer is dit net so, jy's besig om jou lewe te lewe, jy's naby die Here, en dan kry jy slegte nuus. As dit net doodeenvoudig so, hou maar eers 'n bietjie terug. Dan is dit net doodeenvoudig so, jy kry slegte nuus. Jy neem 'n besluit finansiëel en jy's geruïneer. Jy het nie jou fout gewees nie. Jou kind doen iets stupids, of jou pa of ma doen iets stupids, en jou hele lewe is verander as gevolg van dit. Dis doodeenvoudig dit wat gebeur. So nêrens in die Bybel, ek hoor by mense, dat sê, as jy 'n kind van God word, is dit die einde van jou probleme. Dis nie waar nie. Dit staan nie in die Bybel. Daar's nêrens 'n belofte, word 'n kind van God, en dis die einde van jou probleme nie. Inteendeel, Jesus praat met sy disippels, as hy vir hulle, luister ouens, as julle agter my wil aanvolg, kan ek nou vir julle sê, dit gaan nie goed gaan met julle partykeer nie. Mense gaan julle vervolg. Mense gaan julle in die tronk gooi. Hy sê, mense gaan julle doodmaak. En hulle is almal doodgemaak, behalwe Johannes. So, daar's nêrens 'n belofte, dat as jy 'n kind van God word, is daar geen storms meer nie. Dis die een ding. Die tweede ding wat met storms gebeur, dit verander ou se koers. Want hulle was op pad Kapernaum toe. En dis
2-3 ure se roei. Hulle is al 9 ure besig om te roei, en as ons nou gaan lees verder in die Bybel, dan beland hulle in Genesaret, wat suid is van Kapernaum, maar nie naby gekom waar hulle op pad was nie. Maar hulle het heeltemal van koers verander, want die wind het hulle net van die koers afgedryf. En dis wat baie keer met my en jou gebeur. Dan gebeur goed met ons, soos ek nou net gesê het, en dan is jou hele lewenskoers vir altyd verander. En jy wou nie op daai plek gewees het waar jy nou is nie, maar nou as gevolg van hierdie storm is jou koers van jou lewe verander. En vir die res van jou lewe dalk moet jy leef waar jy nie wou gewees het nie. Jy kry een of ander siekte. Finansiëel word goed gebeur. Mense maak, soos ek nou gesê het, doen slegte goed aan jou en jou hele lewe is verander. Maar dis wat storms doen. 'n Derde ding wat storms doen, is dood eenvoudig, partykeer is daar storms wat net vir ons te groot is om te hanteer. Daar is dit partykeer goed, wat voel soos wat hulle hier was, hulle is oorweldig. Partykeer voel mense, en ek weet nie of jy daar vandag so voel nie, dat dit wat nou in my lewe gebeur is net so oorweldigend. Ek voel ek gaan nooit weer hier uitkom nie. En daar is dit dood eenvoudig, dit is die realiteit van storms. Nou die manier hoe ons daar uitkom, ons gaan net harder probeer. Ek gaan probeer om die ding uit te sorteer. Ek gaan probeer om daaroor te dink en te top en die nag nie te slaap nie en nog slegter te voel môreoggend. En een van die goed wat ons baie goed kan doen, is worry. Julle is warriors met 'n oë. En as jy worry, is die oplossing om almal te bel wat worry. En sê, kom worry saam met my oor my probleem. Want ek dink dis hoe my probleem opgelos gaan word. Maar partykeer, en dis wat Jesus vir ons sê, hou op probeer. Gaan na God toe en sê, Here, hierdie ding gaan ek nie kan oplos nie. Hy het my net totaal oorweldig. Het voel vir my asof ek heeltemal dit nie gemaak nie. Ek sien nie kans vir môre nie. Maar hy sê, soek in God jou krag en jou sterkte en in sy groot mag. Dis om by die Here te gaan staan en sê, ek weet nie hoe gaan hierdie oplossing wees nie. Ek weet nie hoe gaan môre wees nie. Maar ek weet, ek het genoeg probeer. So storms verander is baie keer net vir ons te groot. En dan 'n groot ding wat storms bring, wat 'n feit is, dit bring vrees. Ons dis eintlik, as 'n mens oor hierdie verhaal sou 'n ding kan skryf, kan jy sê wonderwerk, en onder die wonderwerk kan jy skryf vrees. Want dis eintlik die storie hier, is 'n storie van vrees. Want as 'n mens deur storms gaan, en persoonlike lewensstorms gaan, het jy een van twee goed wat jy kan doen. Jy kan of vrees of glo. Jy kan of vrees en sê, maar ek moet hierdie ding, en soos ek nou gesê het, kom ons bekommer ons dood tot hy verbygaan, of kom ons het geloof. Want dis die eienskap van lewensstorms, is vrees. En die vraag wat ek wil hê, wil ek jou vraag vra, kom ons doen gou 'n Bybelkennisvraag. Wat sal julle sê, is die grootste, of die opdrag wat die meeste voorkom in die Bybel? Moenie vrees nie. Jy het dit geweet? Die opdrag wat God vir sy mense gee in sy Bybel is sê, ek weet hoe is julle. Ek weet dit is dit swaar met julle gaan. Ek weet as daar storms kom. Ek weet as hierdie gemors met jou gebeur, dan vrees jy. Moenie vrees nie. En gewoonlik saam met daai moenie vrees nie. Ek's by jou. Ek's by jou, ek dra jou, en dis ek wat by jou is en so aan. En Psalm 23 sê vir ons dit is baie mooi. Julle ken ons die Psalm 23. En veral in die ou vertaling, hy sê, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Die Here is my herder. Ek sou wou sê, as ek die Psalm geskryf het, die Here is my herder. Ek gaan nooit weer deur 'n dal van doodskaduwee gaan nie. Die Bybel sê, die Psalm sê, dat in die dal van doodskaduwee sal ek vir jou tafel voorberei. Terwyl jy daar sit, terwyl jou teenstanders met jou kyk, gaan ek vir jou tafel voorberei waar jy sit. En ek sit. Hy sê, want ek sal geen onheil vrees nie, want die Here is by my. So dis 'n realiteit, dat ons gaan vrees hê, ons gaan in die dal van doodskaduwee instap, maar ons gaan weet, die Here is by my. En dis wat hy vir ons wil kom leer. Jy sien, want die probleem, hoekom vrees 'n probleem is dat baie keer neem ons besluite vanuit ons vrees.
En ek weet, julle kan saam met my getuig daarvan. Baie keer is daai besluite verkeerde besluite. Want jy's bang vir die toekoms, jy's bang vir wat gaan gebeur, en dan neem jy daar op grond van jou besluit, op grond van jou vrees, neem jy 'n besluit, terwyl ek eintlik hoor, is neem hom in die boot in. Vra vir die Here en sê, Here, ek is nou vol vrees, maar bid vir wysheid. Nou wat doen Jesus in die storm? Jesus kom en hy sê, die eerste ding wat ek nou nog gesê het, hy sien. Hy het gesien hoe roei hulle swaar, want die wind was teen hulle. Jesus is besig om te sien die hele tyd. Vir geen oomblik het hy sy oë, toe hy eintlik van hulle afgehaal nie. Hy het gesien, daar gaan hulle. Ek is die hele tyd by hulle, al is ek nie by hulle nie. So alles wat jy beleef, mense beleef dit, sê, waar is God? Waarom laat hy dit toe? Ek verstaan nie wat gaan in my lewe aan nie. Hy sien. As jy dit kan onthou vandag huis toe, nie dit. Hy sien dit. Hoor wat sê hy in Hebreërs? Hy sê, ek sal jou nooit verlaat. Hoe lank is nooit? Never ever. Nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan die mense my doen? Skryf dit neer, plak dit op jou dashboard, plak dit op jou rekenaar, plak dit op jou waar yskas, agter die toilet se deur. Hy sal my nooit los nie. Ek kan hom los, maar hy sal my nooit verlaat nie. Want hy kyk, hy sien, hy is besig om te sien. Die tweede ding is, Jesus kom na jou toe. Dis die wonderlike ding van hierdie storie. Jesus gaan na hulle toe, hy sien hulle is besig om te struggle, en dan loop hy na hulle toe op die see. En dis eintlik die eienskap van God. Want God het hom ingelaat in hierdie wêreld. God het hierdie wêreld geskep en die mense geskep. Die heel eerste storie wat ons lees, na die skepping, kom God na Adam en Eva toe. Hy kom na Abraham toe, hy kom na Moses toe, hy kom in hierdie aarde in, en dan skryf in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun na hierdie aarde toe gestuur het, in ons lewe ingekom het, sodat die wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis God se eienskappe. Wanneer jy in 'n storm is, kan jy weet God is, wel, ons weet God is oral, maar hy kom, hy is altyd daar. En dan die volgende ding wat Jesus doen, hy is groter as die storm. Ek dink, as jy nou bedink aan goeie nuus, dan is dit miskien die beste nuus wat jy kan hoor. Is dat, hy loop sommer net so oor die water. Die water is rof, hy stap asof daar niks is nie. Want hy is bo die storm. Ek wil sê, is nou koud nou by jou huis, maar as jy bietjie op jou gras gaan kyk, dan sal jy mure sien. Sulke muursopies. So wat gaan onder jou gras aan? Dis mure. Hulle leef onder jou gras. Hulle share jou adres. As hulle gaan kuier by ons langs, dan sê hulle waar hulle bly. Nou sê nou maar net, daar's 'n hengse geveg in daai muursnes. En hulle maak mekaar dood en hulle beskinder mekaar, hulle doen al hierdie goeters. Wat gaan dit aan jou maak? Jy's bo dit. So al die turmoil van daai mure pla jou glad nie. Want jy's bo dit. En dis eintlik hoe ek God sien. Hy's bo dit alles. Al hierdie goed wat ons so besig maak, soos mure, hardloop rond van die een plek na 'n ander plek, ons moet kos maak en hy sê, hoor, hierdie goed gaan my nie verander nie. Ek is baie groter as dit. So ek is die regte persoon wat jou kan help, wat jou kan uit hierdie moeilikheid uit, want ek is bo dit. Ek is nie ingetrek in dit nie. Hy's bo alles. Efesiërs skryf hy sê nou is Christus hoog verhewe, bo elke owerheid en gesag, en krag en heerskappy. Ja, alle noemenswaardige instansies, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêreld wat kom. God het alle dinge onder sy beheer gestel. Ook al jou storms is onder sy beheer. Kry die prentjie. Ons turmoil verander hom glad nie. En toe ek so voorberei, toe dink ek, maar ek wil iets skryf en ek wil dit vir julle vra. Miskien sit hier iemand vandag wat dink die goed wat met jou gebeur is God wat jou straf vir goed wat jy gedoen het.
Want mense sê dit. Goed gebeur met my, storms, en dan sê mense, maar dis die Here wat my straf. Ek wil dit streep deur dit trek. Want dis nie waar nie. Dis nie hoe die Here werk nie. Sy straf is deur Jesus gevat. Ja, goed kan met jou gebeur, en die wêreld kan met jou gebeur, maar dis nie hoe hy werk nie. So relax, ontspan, heeltemal daaroor. So kom ons raak prakties. Wat kan ons doen? Die eerste ding is, nog een? Wat kan ons doen in die storm? Ons weet Jesus is in beheer. Sal jy vandag dit vat en huis toe gaan? Dis sê Jesus is in beheer. Toe hulle so wat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see aanloop en naby by die skei kom. Filippense 4 ken julle so goed, hy sê, moenie bekommerd wees nie. Ek het nou nog gepraat van die warriors. Moenie bekommerd wees nie, maar bring julle bekommernisse na God toe. En weet jy wat gebeur dan? Dan maak hy nie net 'n wonderwerk dat hy oor dit loop nie, hy gee vir jou vrede. 'n Vrede wat net jy sal verstaan en God sal verstaan. Want hy sê 'n vrede bo natuurlike vrede. Jy kan nie dink, hoe kan ek soveel vrede ervaar in hierdie turmoil in nie? Dit is dit. En dan 'n tweede ding wat jy doen is, jy moet hom in die storm innooi. Jy moet hom deel maak van die storm, in plaas van om te sit en worry, vat daai selfde tyd. Jy sit en lê in die nag en jy wonder wat gaan gebeur, hoe gaan ek die ding handle? Vat daai selfde tyd en begin die Bybel te lees. En as dit in die dag gebeur, sit 'n worship musiek op. Gaan sit net een kant, sê Here, ek het in plaas van te worry nou, wil ek by U kom sit. Ek wil U innooi in my storm in. Ek weet U is bewus daarvan, maar ek wil nou my fokus afvat van hierdie storm, ek wil op U fokus. Want dis wat die engele gedoen het, wat ons nou in die hemelse wesens, hulle het voor hom gaan buig en sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Gaan doen dit hierdie week. Elke keer as daai storm so kom en jy voel, ek gaan dit nie maak nie, begin net doodevoudig om te worship, trek hom in jou storie in. Daar's 'n ander ding wat mense mee sukkel. Hulle sukkel hiermee en deur vir my te sê, ek moes al lankal oor hierdie ding gewees het. Ek is 'n kind van die Here, en ek moes al lankal geleer het om hierdie goed te hanteer, so ek Sondag as ek angstig raak. Dis nie waar nie. Angs en depressie en vrees is deel van ons lewe. Ons moet dit net reg kanaliseer, want Jesus sit in Getsemane. Hy weet hy gaan oor 'n paar ure doodgemaak word en hy gaan die sonde van die wêreld op hom vat. Dan gaan hy en dan gaan bid hy in Getsemane en dan staan daar, hy was angstig. En wat het hy gemaak? Hy nooi God in sy probleem in. Hy sê, Here, as dit U wil is, vat asseblief hierdie ding van my af weg. Maar nogtans nie my wil nie. 3 keer doen dit, gaan hy in, dan sê hy weer, ja, my angs is net te veel. Dan staan dit so, die 3de keer het hy sy sweetdruppels so dik geword, dat dit soos bloed geword het. En dan staan daar, en die engel het gekom, en hom rustig kom maak. Selfs Jesus het dit beleef. En daarom kan jy innooi en sê, Here, moenie dink jy is 'n sondaar as jy nou vreeslik angstig raak, nie? Sê vir Here, kom in my angs in, kom help vir my met hierdie ding. En dan 'n laaste ding wat ons prakties kan doen is, hou jou oë op Jesus. Fokus op Jesus. Ek het nie Petrus se storie vertel nie, want dis 'n ander dag se preek. Maar kom ons luister net gou Petrus se storie. Ek gaan dit net lees. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, nou julle weet Petrus is altyd 'n groot mond. Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim en op die water begin loop en naby aan Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword. En het hy begin sink en uitgeroep, Here, red my. En wat maak die Here? Hy het dadelik sy hand uitgesteek, hom gegryp en hom gesê,
Klein gelowige. Waarom het jy begin twyfel? So wat maak Petrus? Hy is so 'n voorbeeld van ons. Hy loop op die storm. Hy neem hierdie keuse wat ons nou net gemaak het. Ek sê, ek gaan Jesus in my storm innooi, ek gaan bo die storm uitstyg, want ek het vir Jesus, en dan die oomblik, as die storm, as hy sy oë wegvat van Jesus, en hy kyk rond, en hy sien die storms, miskien was die golwe so groot, dat hy visse binne en gesê, ek weet nie wat het gebeur nie, maar hy raak so bang, want hy het sy oë afgehaal van Jesus. Partykeer is ou hart op Petrus, dat hy nou so geraak het, maar hy is ten minste een wat uit die boot het geklim het. Daar staan jou klein gelowige, of die man met klein geloof, ten minste het hy klein geloof, die ander het nie eens die geloof gehad om uit die boot uit te klim nie. So Petrus, shout-out vir hom, hy het nie te bad gedoen nie, hy het sy klein geloof gebruik, om sy situasie te verander, en dis wat ek vir jou wil los. Jou geloof hoef nie groot te wees nie. Jy het klein geloof nodig, en 'n stappie in die regte rigting. Want dis wat Petrus gedoen het. Hy sê, ek stap in die rigting van Jesus, in geloof. So waar jou krisis is, wat 'n storm daar ook al is, hoor ek vanoggend. Vat 'n stap in klein geloof. En sê vandag, ek gaan hierdie ding wat nou vir my tot nou toe nog so gepla het, gaan ek vir hom gee. En ek gaan klein stappies in geloof vat, en miskien is dit elke uur, miskien is dit eenmal 'n dag. Sê, Here, help my deur hierdie krisis wat ek op die oomblik beleef. So wat hoor ek? Storms is deel van die lewe. Ek hoor storms verander jou koers. Ek hoor partykeer is daar storms wat net dood eenvoudig vir ons te groot is. En ek hoor dat storms maak baie keer dat ons vreesagtig is. Wat hoor ek by Jesus? Hy sien regtig raak wat in ons lewe aangaan. Hy kom na ons toe. Hy reik uit na ons, maar hy's groter as die storm. Wat moet jy doen? Jy moet dood eenvoudig weet, Jesus is in beheer. Ek sê vir hom, kom saam met my, ek gaan my oë op U hou, ek gaan my fokus op U sit. En weet jy wat gaan gebeur? Baie keer in hierdie proses gaan jy sink. Jy gaan vandag hier sit en sê, maar ek gaan hierdie ding doen. En môre as die eerste krisis kom, of vanmiddag, dan sink jy weer. Wat sê Jesus? Kom, draai weer, kom ons loop maar weer 'n keer. Ek tel jou hand op, kom ons loop. En dis wat ek wil by jou los. Hoekom het Johannes hierdie storie vir ons vertel? Hy sê sodat jy kan glo dat Jesus is die Christus, hy is die Seun van God, en hy gee jou lewe. Moenie dat die storms jou lewe wegvat nie. Gaan na hom toe, want hy gee lewe. Kom ons bid. Vader, ek wil regtig by U kom sit en staan, en ons wil by U kom sit en sê die realiteit van ons lewe is baie keer storms, baie keer op die oomblik is dit dalk geen storms in ons lewe nie, ons dankie daarvoor. Maar U weet, goed gebeur net in 'n oogwink. En dan verander ons hele lewe. En hier sit mense vandag dalk in 'n storm. En ek wil vir hulle spesifiek kom bid, dat hulle fokus op U sal hê. Sê ten spyte van wat gebeur, Jesus is bo die storm en hy is bo al hierdie omstandighede. Here, ons het niemand anders om dit te gaan nie, net vir U. En Here, dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het om by ons te bly. Om ons elke dag te leer en te lei deur die krag. U sê die krag van die Heilige Gees is so groot. Dit is dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Daai selfde kragtige werking is nou by ons deur die Heilige Gees. En Heilige Gees, ons wil U uit die kamer uithaal, uit die kas uithaal en sê, kom, neem ons lewe oor en geef ons dit wat ons nodig het om hierdie storms te hanteer, want ons weet daar gaan storms kom. Help vir elkeen, U ken hulle elkeen met die naam. En U weet wat is dit miskien vandag in hulle lewe is. Dankie vir Jesus. Amen.